Hartlike goeienaand, baie welkom vanaand by ons huisgodsdiens. Lekker om saam met julle te kuier oor 'n baie kontroversiële onderwerp. Ek dink wat eintlik vanaand soveel vrug gaan dra en my en jou as mens ook gaan help. So ja, kom ons sien net gou so 'n bietjie geleentheid vir mense om op te klim en deel te word. En ja man, dis net lekker om ons getuies met mekaar te kan deel en ons gevoel met mekaar gaan deel. Ek wil ook hierdie geleentheid gebruik om te sê dat hallo Cassie, hallo John, hoe gaan dit? Hallo Wendy. Net vir almal dankie te sê. Ja, wat 'n amazing naweek. Wat 'n ongelooflike naweek. Daar's hy tuis, goeienaand, Hannelie Marie. Dit was 'n wonderlike. Dit is daarom maar die lekkerste tyd op 'n kerkkalender, die Paasnaweek. Goeienaand Getryda. Yes, dit was eintlik amazing. So ja, ons gaan 'n bietjie vanaand oor iets gesels. Soos ek nou genoem het, 'n kontroversiële onderwerp wat baie mense mee sukkel. En daar mag jy jou eie mening hê en jou eie opinie hê en opinie is iets wat 'n mens altyd kan verander maar ek sê altyd toets die skrif, kyk of dit van God afkom. Wiekus, goeienaand, hoe gaan met jou? Good evening, Gili, Zet, hallo Esther, good evening. O ja, lekker man, yes, ek stem saam, Annelie, hallo Norman. Asseblief mense, deel hierdie boodskap, ek dink, dis wonderlik, so ons gaan begin, mense kan inskakel, kom ons sê nog so 'n paar sekondes, ja, het was geseënd, ou John, dit was 'n geseënde naweek, prys die Here. So ons gaan vanaand 'n bietjie gesels oor waar kom skuldgevoelens vandaan. Hallo Madeleine, hoe gaan dit met jou? Hallo Zelda, hallo Annelie, ek hoop nou nie jy slaap nie. Annelie sê sy slaap in my dienste, dis die eerste mens wat ek teekom wat in my diens slaap. Ja, Getryda, was 'n awesome naweek. So ek dink elke een het 'n wonderlike getuie en God se goedheid en guns wat nog steeds gaan uitbasyn en hoe God gaan goed wees vir elke mens. Kan ek jou vra om gou jou Bybel oop te maak uit die boek van Openbaring 12? Ek wil vir jou iets wys. Hallo Elnita. Hallo François, hallo Letitia. Gaan goed man, dit gaan baie goed, dankie Madeleine. Ek kan nie kla nie. Dit gaan goed, dankie. Openbaring 12 en ons gaan gou daar 'n stukkie lees. As 'n ou gaan lees in vers 10 en dan sê hy, toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag van die koningskap die eiendom van ons God geword, hoor daar, en die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broers is neergewerp, hy wat hulle aanklag voor ons God dag en nag. Baie mense loop, hallo Johanita, baie mense loop met skuldgevoelens rond, hulle loop met swaar skuldgevoelens rond. En Sondag, heeltemal nadat ons klaar was, gaan ek vir 'n oomblik in ons uitstalling en ek gaan sit daar op 'n stoel en dit slaan my tussen die oë. Ek sit en ek dink, ek onthou ek het baie jare terug 'n preek gedoen ook, ek kan nie onthou waaroor dit was nie. Maar iets vat my en ek dink by myself, hoe Pontius Pilatus moes gevoel het toe Jesus aan die kruis sterf. 'n Man wat sy hande in water druk en sê ek het geen skuld teen hierdie man nie. Maar tog lewer hy homself oor. Die skuldgevoel waar hy dalk op sy veranda staan, op sy stoep staan en hy kyk so uit oor Golgotha en hy sien hoe die koning van die konings gekruisig moes word en hoe 'n regte misdadiger, 'n moordenaar moes vrygelaat word, 'n Barnabas. En hoe dit moes gevoel het vir hom om hierdie ervaring of hoe was daardie ervaring, hoe hy moes gevoel het. Hallo Leonora, Chris, hoe gaan dit met julle? Hallo Katie, hoe dit moes gevoel het vir hom op daardie stadium om die seun van die mens oorgelewer of om die seun van die mens oor te lewer, 'n onskuldige mens. En hoeveel van ons, hoor gou mooi, kruisig nie ons broers en susters elke dag nie.
Weet jy wat? Dit steel 'n mens se vrede, dit steel jou vreugde en selfs jou verhouding met God wanneer ek en jy met skuldgevoelens rondloop. Ek dink vir 'n oomblik hoe Judas moes gevoel het, toe Judas eintlik besef het, wat het hy eintlik gedoen? Hallo Wanda, hallo Delinda, hallo Lorika, hallo Jonita, wat hy eintlik werklik gedoen het. En dit is my vraag vanaand, en my vraag vanaand is, waar kom skuldgevoelens vandaan? Is dit altyd van God? Baie mense sê vir my, op 'n keer dat hulle voel, die Heilige Gees kla hulle aan. Ek wil iets sê oor dit, maar hier is die vraag, of kan dit van 'n ander bron wees? So, dit kom beslis nie net van God af. Ek wil een ding vanaand vir jou sê, as jy met skuldgevoelens loop, wil ek vanaand vir jou sê, dit kom beslis nie van God af nie. Skuldgevoelens beteken ek voel skuldig. So, wie is die aanklaer volgens die skrif? Satan is. Hoor gou mooi, die woord sê, en hy kla sy broers aan elke dag, dag en nag voor God. So wie is die aanklaer volgens die skrif? Satan. Nou hoor ek baie mense sê, ja, maar die Heilige Gees het my aangekla. Predikers sê dit. Hulle sê die Heilige Gees het my aangekla. Nee, dan is jy nie volgens skrif nie. As jy sê die Gees van die Here het jou aangekla, wil ek vanaand vir jou sê, jy is nie volgens die skrif nie. Hallo Andries, oom Fred, so hoekom sê ek dit? Gee vir my skrif. Wat doen die Heilige Gees? Volgens Johannes 16 vers 8 sê die woord van God, en as hy kom, hoor mooi, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Dis wat die Heilige Gees kom doen. Johannes 16 vers 8 sê dit vir ons, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Die Heilige Gees bring oortuiging, maar die duiwel bring veroordeling. En baie kere sien ek en jy as mens 'n saak en ons beoordeel 'n saak. En dit is die skrif sê, en vermaan mekaar. Dit is wat die skrif vir ons sê, nie veroordeel nie, maar om uit liefde 'n oortuiging te bring. Die Heilige Gees bring oortuiging. Kyk daar sit Wendy dit op. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en geregtigheid en van oordeel. Hoor gou mooi. Dis die Heilige Gees. Het julle al gehoor baie kere, en as jy nou saam met my stem, moet jy daai likes opsit of daai hartjies opsit. Hier's 'n stemmetjie hier binne jou wat praat. Ek dink al hoe oor jare, dekades heen, hoe baie kere ons dit nie al gehoor het nie. Hoe baie kere het jy nie al gesê, hier's 'n stemmetjie wat met my gepraat het nie. Kom ek wees eerlik. Dis die Heilige Gees. Oortuiging wys vir jou, hier is iets verkeerd gedoen. Keer terug na God. Dis wat hierdie stemmetjie kom doen. Hierdie stemmetjie sal vir jou kom sê, weet jy wat, dit sal jou oortuig, dit sal jou nie aankla nie. Dit sal jou oortuig, hey, jy's besig op die verkeerde pad, jy speel met vuur, keer terug na God toe, kom by God uit. Maar veroordeling sê, jy's verkeerd, jy is waardeloos. Dis wat die vyand doen. Die skrif sê dit, volgens die skrif is die Satan die aanklaer. Hy sê hy is die aanklaer van die broers en hy kla ons aan voor God dag en nag. So hy gaan jou aankla. Weet jy wat? Kerkmense, Christene, boeties en sissies voel aangekla. Hulle voel aangekla deur verkeerde dade wat hulle doen en dan loop hulle met skuldgevoel. En dan probeer hulle dit regverdig. En ek wil vanaand vir jou sê, weet jy wat, kom vry daarvan man. Kom vry daarvan. Luister wat sê Romeine 8 vers 1. Hoor wat sê Romeine. Paulus skryf vir ons iets. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. As jy nog sê, as jy sê jy's 'n kind van die Here, jy's 'n kind van God, hoekom fout soek, hoekom oordeel, of hoekom met skuldgevoel of veroordeling loop teenoor ander mense? Hoekom altyd ander mense laat skuldig voel vir jou eie mislukkings, vir jou eie veroordeling of vir jou eie aanklag, vir jou eie menswees Pilatus, vir jou eie menswees Judas? Hoekom?
En ek gaan dit vanaand vir jou so sê, want dit is wat die mense doen. Julle het nie dit gedoen nie, nou gaan ek jou kerk verlaat. Jy dans nie volgens my pype nie, nou gaan ek jou kerk verlaat. Dis reg, Bok, jy kan dit maar doen. Verlaat die kerk. Onthou, die veroordeling is nie van ons kant af nie. Die veroordeling lê by jou as 'n kind van God. Hoor gou mooi. Die woord sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die Bybel noem Satan die aanklaer van die broers. Hy noem dit so. Hy herinner jou aan jou verlede, aan jou foute, aan jou mislukkings. Dis wat hy doen. Waar kom skuldgevoel vandaan? Waar kom dit dan vandaan? Nou, ek wil vanaand vir jou 3 punte gee waar skuldgevoel vandaan kom. Eerstens, die Heilige Gees, maar 'n gesonde oortuiging. En dit gee vir my en vir jou iets belangrik. Dit lei jou tot bekering. Die Heilige Gees het my geoortuig om my hart vir God te gee, om 'n nuwe skepsel te word in Christus Jesus. Dit bring nog steeds vandag hoop vir elke een van ons. Weet jy wat? Dit bring hoop. Dit verander narciste. Dit verander mense op 'n verkeerde manier na 'n regte manier toe. Dit bring restituisie in jou lewe. Dit trek jou net nader na God toe. Dit is wat die Heilige Gees maak. Hy gee ek en jou 'n oortuiging. Dis die eerste ene. Ja, jy het reg gehoor. Die tweede ene is Satan. Vals skuldgevoel, veroordeling, laat jou skuldig voel. Hy hou jou vas in jou verlede. Hy sê jy sal nooit verander nie, jy is wie jy is. Hy kom en dan steel hy jou identiteit. Die woord noem hom 'n dief. Hy sê, en die dief het gekom om te steel, te slag en te verwoes. Hoor gou. So, waarom lewe jy nog met skuldgevoel? Waarom is daar veroordeling in jou lewe? Hoekom steel dit jou identiteit? Hoekom steel dit jou identiteit? Nou bel, so gaan dit my elke dag hierso. Goed, die derde ding is jou eie gedagtes. Jou eie gedagtes, die skaamte wat mense in hulle dra. Ek het Sondag gesê, ek het nogal 'n onderwerp oor dit gehad met my skoondogter. Waar kom jou gedagtes vandaan? Volgens die Bybel is daar 2 koninkryke. Dit is die koninkryk van God en die koninkryk van Satan. Jy kan nie 2 gode dien nie. So dis waar jou gedagtes vandaan kom. So of jy reinig jou gedagtes en jy vul jou gedagtes met die lewe van Christus en die wil van God, of jy vestig jouself aan die koninkryk van Satan. Jy gee jouself oor aan Satan. Hallo Maria. En dit is waar by dit uitkom. Dis waaraan 'n mens vashou. Goed. Onvergewensgesindheid teenoor jouself. Herhaling van foute. Mense, ek wil jou vra om Sondag nie se diens nie te mis nie. Die Here het vir ons 'n mooi woord. En God antwoord my en jou op skuld. Hy antwoord ons op skuldgevoel. God wil nie hê dat jy vasgevang moet bly in skuldgevoelens nie. En daar's 'n skrif vir dit. In 1 Johannes 1 vers 9 kom hy, eintlik in 8 sê hy, as ons sê ons het nie sonde nie, is ons nie uit Christus uit nie. Hy sê eintlik, mislei jy jouself en die waarheid is nie in jou nie. Maar as jy jou sonde bely, hy is getrou en regverdig om al jou oortredinge te vergewe. En hoe oorwin ons hierdie skuldgevoel? Hoe oorwin ons dit? So ek wil net gou vinnig 'n recap doen en so aan. Ek wil eerstens vanaand vir jou sê, skuldgevoel kom nie van God af nie. Dit is nie. Volgens die skrif, volgens die Bybel, kom dit van die aanklaer van die broers, dis die vyand, dis die Satan. Okay. So die Heilige Gees oortuig. So daardie stemmetjie kla jou nie aan nie, dit oortuig jou om in die wil van die Here te bly. Hoe oorwin ons skuldgevoel? Eerstens, om te erken, om te bely, om te kom en sê, weet jy wat, ek erken dit. Ek erken dit. Die tweede ene is, aanvaar vir 'n slag God se vergifnis. Ek bring jou weer terug na 1 Johannes 1 vers 9.
As ons ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om jou van al jou oortredinge te vergewe. En dis eintlik wat hy sê in Openbaring. As dit bevind is dat jou naam nie in die boek van die lewe geskryf is nie, sal ek jou in die vuur werp. Die dag as jy jou hart en jou skuld vir God gee, en jy gee jou hart vir hom, en jy bely jou sonde voor God, sê hy is getrou en regverdig, haal hy al daardie oortredings, maak nie saak of mense jou vergewe, of mense jou laat skuldig voel nie, God reinig en vergewe jou al jou oortreding. God gee nie 'n halwe vergifnis nie. God vergewe volkome, want hy is volkome. Dis wie die Here doen. Die derde ding wat ek wil hê jy moet aanvaar, is verwerp die aanklaer se stem. As hy daai gedagtes in jou kop plaas, verwerp hom in autoriteit. Daar staan geskrywe, ek is vrygekoop deur die bloed van die lam. Daar staan geskrywe, jy's die aanklaer van broers. En die Heilige Gees oortuig ons. En dan die laastens wat ek vir jou wil bring is, of amper klaar, is vul jou gedagtes met die waarheid van God. Vul jou gedagtes met die waarheid van God. God bring vryheid. God laat my en jou in vryheid lewe. Goed. Satan, wat doen hy? Hy bring kettinge, maar God bring vryheid. Geliefdes, ek wil vanaand vir jou sê, kom vry van skuldgevoelens. Daar gebeur goed en ons is mens. Dis menslik om skuldig te voel, want dit gebeur, maar dis nie van God nie. So ek wil vanaand vir jou sê, as jy wil vrykom, skryf net vir my, ek kom vry. En vat dit vanaand. Gaan luister weer na hierdie video, of na hierdie live uitsending. God is 'n waarmaker van sy woord. Sy woord is 'n tweesnydende swaard. Hy bring en sny deur murg en been. Hy bring vir my en vir jou heerlikheid in sy geregtigheid. Ek en jy kan net niks doen om die genade van die Here te verdien nie. Ek en jy ontvang dit omdat hy my en jou liefhet. En hy wil daardie skuldgevoelens uithaal en hy wil vir jou vryheid en vrede bring. Daar waar Satan jou vir jare met kettinge gebind het, bring hy jou met vryheid. Bring hy vir jou vryheid, bring hy vir jou vrede. Vrede wat die wêreld nie vir jou kan bring nie. Glo my vanaand. En dis wat so lekker is om aan te kan gaan in die teenwoordigheid of in die samelewing van God. En dit vestig ons op die kruis van Jesus Christus. Pilatus staan daar. Ek kan net dink wat deur daardie man se kop moes gaan. Moenie laat ek en jy ook Christus kruisig nie. Jesus sê, kom bring jou kruis en volg my. Kom ons maak klaar met die skuldgevoel. So wees en kom in daardie dankbaarheid om te kan oortuig of om te sê ek is in oortuiging vanaand dat die Here my vrymaak. Ek gaan nie meer skuldig voel nie. Ek gaan ook my nie laat skuldig voel nie. Die Heilige Gees is wonderlik in ons lewe en dit is wat ons laat opstaan elke dag. Dis wat ons regtig laat aangaan elke dag. Dis die Heilige Gees se oortuiging in ons lewe. Kan ek vanaand weer vir jou sê, Johannes 16 vers 8, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Die Heilige Gees bring hierdie wonderlike oortuiging in ons hart. En dit is wat vir my so uitstaan van hierdie gedeelte. Romeine 8 vers 1. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Kom aan kerk, ek sê nou vir jou, No Limits is in 'n revival seisoen. Ek sê dit elke Sondag, sien ek hoe die Here mense se goedheid en guns. En God is nog nie klaar nie. God is nog nie eers klaar nie. Hy begin nou eers met sy wonderwerke. In tye soos hierdie waarin ons is, man, gaan God wonderwerke in jou lewe doen. Jy moet net in autoriteit, in boldness opstaan elke dag van ons lewe. OK. Goed. Here, dit is my gebed vanaand. Ek bid skrif dat ons vanaand deur die oortuiging van die Heilige Gees weet dat U ons vrygekoop het. Ons bely
Ons bely, ons erken vanaand dat ons vrygekoop is deur u bloed, dat daar geen skuldgevoel in ons is nie. Ons bely dit vanaand, Here. So kom ons nou voor u. Die vyand is die aanklaer, maar ek verwerp sy werke in Jesus naam. In Jesus naam. Ongeag wat, die grootste gebod van alles en die eerste gebod van alles is dat ons die Here ons God liefhet met ons hele hart, siel en liggaam. So kom ons wees lief vir die Here en ons wees gehoorsaam aan Christus. Dis wat ons moet doen. So ek dank jou, dankie dat jy saamgekuier het vanaand, dankie vir jou liefde, dankie vir jou teenwoordigheid, amper wil ek sê vir jou opstanding, maar dankie vir jou gehoorsaamheid. Eindelik kan ek vir jou sê, dankie dat jy gaan opstaan teen die aanklaer van hierdie wêreld. Weet jy wat sê Jesus? Hy sê vir Petrus, Petrus, vanaand bid ek vir jou, want die duiwel wil jou gesif het, soos koring. Maar ek het vir jou gebid. Die Here tree in vir jou. As die duiwel jou aankla, tree God vir jou in. En dit is so wonderlik van die Here wat ek en jy dien. Die Here wat ek dien, hy is so wonderbaar. Kom ons weerstaan die werke van die vyand. Kom terug man. Kom terug na die kerk toe. Kom, kry die liefde van Jesus. Kom ervaar sy goedheid en guns. Maar dit beteken ook dat jy van jou kant af die woord sal ondersoek en Christus sal aanhang en ophou om die wêreld en sy heersers te volg. Begin om God te dien. En jy sal sien hoe jou lewe in 'n radikaal sal verander. Glo my, dit is wat die Here vir jou wil gee. Geseënde nagrus. Nou wil hy nie, hy wil nou, ek moet nou verder met julle praat. Kom.